Goeiedag Marula kykers en Marula lesers, dis lekker om saam te gesels vandag. Ons gesels vandag spesifiek oor die kwessie van jy en jou kind. Ek is self 'n ma en by die huis met my kinders en ons gesels vandag oor jy en jou verhouding met jou kind. Ons almal is vir die eerste keer skielik onderwysers, ons is vir die eerste keer juffrou en ons is in 'n situasie geplaas waar ons nie noodwendig wil wees nie. En dit help altyd as 'n mens voel jy werk met kennis. Dit help as jy weet waarmee jy te doen. Dis 'n goeie tyd vir ons om ons kinders 'n bietjie beter te leer ken, hulle persoonlikheid te leer ken. So ons het dit goed gedink van Marula se kant om vandag 'n kundige op die gebied te betrek by gesprek. Dit is 'n volgende in Marula se reeks regstreekse gesprekke. En vandag gaan dit spesifiek oor jy as ouer wat skielik ook die juffrou in jou huis is, die een wat skielik ook moet omsien na jou kinders se emosionele welstand, wat moet sorg vir hulle skoolwerk en wat miskien gekonfronteer word met daai situasie waar jou kind se juffrou elke dag in die klas mee te doen kry. En ek dink dit is 'n guldige geleentheid ook vir ons as ouers om ons kinders beter te leer verstaan en beter te leer verstaan waarmee het onderwysers elke dag te doen. So vir hierdie geleentheid het ons iemand wat 'n kundige is op hierdie terrein. Dis Nanti van Aswegen. Nanti is 'n immergroen ouerskap fasiliteerder en konsultant en sy's ook 'n Toltrees konsultant. En daarmee bring sy saam met haar 'n klomp kennis oor hoe werk kinders se koppe, hoe werk verskillende temperamente. En hoe kan jy opgewasse wees as ma of pa by die huis om jou kind beter te verstaan en te help in hierdie tyd wat vir hulle ook baie traumaties is. So baie welkom Nanti, dis lekker om jou te hê. Baie dankie Susan, dis verskriklik lekker om saam met julle te kuier vandag. En so 'n bietjie van 'n jare se ervaring en van mamma wees, maar juffrou wees ook met julle te kan deel. Ek het self uitgehelp en afgelos by ons plaaslike skool en ons was in die middel van 'n toetsreeks. En ek het met 'n pakkie vraestelle huis toe gekom Vrydag om te merk van juffrou was nie daar nie en ek het net nooit weer teruggegaan nie. So dit was vir almal van ons nogal asof jou lewe net skielik het iemand net die stopknoppie gedruk en die rondom talie het net gestop. Ja, ek kan ook noem Nanti is woon in Namibië. Sy is daar 'n onderwyseres en dis lekker om te weet dat sy ook assosieer met dit waarmee ons hier in Suid-Afrika te doen het, aangesien as ek dit reg het met Namibië ook dan sit 'n algehele isolasie, as ek reg is, nie Nanti. Ons was in baie ernstige streng isolasie van die 16de Maart af. Soos ek sê, ons het almal na skool toe gegaan Vrydag. Saterdagoggend is ons eerste geval aangemeld en Maandag was die skole toe. Ons het gelukkig so van verlede Maandag, by die 5de Mei, is ons in vlak 2 in, wat beteken ons mag bietjie meer rondbeweeg as julle, solank ons maskertjies aan het. En ons winkels is oop, ons mag ook nog steeds nie wyn koop nie. So daar is ons presies dieselfde as julle. So ja, min of meer dieselfde boontjie as in Suid-Afrika. Goed, Nanti, kom ons gesels 'n bietjie oor, ek dink baie van die ouers het al te doen gekry of gehoor dalk van immergroen ouerskap se model, die sogenaamde mense praat sommer so in die volksmond van die boontjie model. En dit is dan natuurlik die 4 verskillende temperamente wat immergroen ouerskap voorhou in hulle kursusse en die skryfwerk wat deur die Brits oorspronklik aan ons bekend gestel is. En dis 'n baie lekker model vir my persoonlik, baie lekker manier om te verstaan hoe werk jou kind se kop en watse tipe temperamente kry 'n mens. So as jy vir ons dalk so 'n neutedop, ek weet dit is baie moeilik, ons het voor die tyd gelag en gesê dis eintlik 'n 7 weke kursus wat ons nou hier in 'n uur probeer indruk. Maar as jy net so 'n neutedop vir die ouers wat saam luister kan sê, wat is die 4 tipes temperamente en dan is daar natuurlik vermengings van hierdie 4 tipes dat ouers voor ons aangaan met die res van die gesprek kan probeer om hulle kind net so 'n bietjie in een van hierdie persoonlikheidstipes te plaas terwyl van die res van die gesprek. Okay. Susan, wat ons by immergroen ouerskap doen, ons sê ons het 7 wortelwaarhede waarop immergroen gebou is. En een van daai wortelwaarhede is dat temperament is 'n ingeboude, onveranderlike kompas. En as ons dan temperament van ons kinders in ag neem, dan beteken dat ek as ouer die moeite doen om stil te staan. Ek sê altyd van die mense, dis asof jy 'n geskenksakkie uitpak. Dis asof jy die babatjie kry en hy's mooi toegedraai, dis 'n geskenksakkie en soos jou kind ouer word, pak ek dele van hierdie geskenksakkie uit. Party is vir my groter verrassings as ander, party is vir my lekker verrassings, party is vir my baie minder lekker verrassings wat uit hierdie geskenksakkie kom. En temperament is een van daai goed wat ons help om ons kind in die regte rigting te stuur. As ek praat oor immergroen, dan kan ek nie anders as om te dink aan 'n pyl wat 'n ou in 'n sekere rigting skiet nie. My man is 'n groot wildjagter met 'n pyl en 'n boog. So die lekkerste ding is vir hom om met sy pyl in die veld en sy boog agter 'n bok aan te loop en te kyk of hy die bok kan uitoorlê. En soos ons kinders ook, as ons kinders wil
trek en wil skiet in die regte rigting, is temperament ongelooflik belangrik, want anders mis ek dalk die teiken. So kom ons praat gou-gou 'n bietjie oor 4 temperamente. Ek gaan net die 4 basiese temperamente noem, want ons wil vreeslik baie inpas. Ek kan vir jou met gerusheid geruststel, daar's wonderlike bronne daar buite beskikbaar. Ons by Immergroen Ouerskap en by Toltries het ongelooflik baie moeite daarin ingesit om materiaal vir ouers beskikbaar te maak. Ek praat vandag lekker uit 'n boekie wat ek noem, hy's in Afrikaans en Engels beskikbaar. Die boekie se naam is, hy lyk so, en die een boekie se naam is Kortpad deur die Oerwoud, wat beskikbaar is, en die ander enetjie wat ons het is 'n Engelse boekie wat lekker maak van hom is, hy het 'n temperament toetsie by. So as jy hom koop, kry jy 'n kodetjie en jy kan aanlyn sommer laat jou kind die toetsie doen en mooi uitvind met 'n mooi verslaggie wat vir jou alles sê wat ek vandag vir jou sê. Hy lyk so, en sy naam is Finding Your Way in the Parenting Jungle. En hulle is almal beskikbaar op Immergroen se webwerf by www.evergreenparenting.co.za. Okay, so as jy ietsie mis wat ek sê, gaan kry vir jou 'n boekie, alles gaan mooi daar staan. So kom ons begin by die begin. Kom ons begin by die dennebome. Hoekom bome? Voor ons na die dennebome toe gaan, hoekom bome? Bome is 'n metafoor waarmee so baie van ons kan assosieer en verstaan. As ek vir jou byvoorbeeld sê denneboom, dan gaan jy dadelik dink aan die stil rustigheid wat jy kry as jy daar in Mpumalanga in die dennewoude instap en jy ruik hoe ruik daai naalde en die vrede wat oor jou neerdal. As jy gaan dink aan denneboom, gaan jy dink aan Kersfees en familie wat bymekaar kom en versier en naby wees. En dit is van die mooiste eienskappe van die dennebome, is hierdie kalm, rustige, altyd dieselfde tipe mense. Familie is ongelooflik belangrik. Rustig, kalm, vreedsaam, stil, aanpasbaar. Dis die kinders wat 'n hele kinderpartytjie op jou skoot sit. En hy eet net chips. En dan as jy ry, dan sê hy, dit was die lekkerste partytjie van my hele lewe. Dan dink jy, ek het so baie gehad om te doen en hier sit jy die hele tyd op my skoot in plaas dat jy speel. Okay. So dennebome is ons stil, rustige kindertjies. Hulle kan nogal stadig wees. Veral as ons hierdie beestige, haastige mammas is. Dan is dit ons rustige, stadige ouetjies so. Ekskuus, jy sit al in die kar en blaas die toeter en dan sê my denneboom, ek weet nie waar is my skoene nie. Kry nie my tas nie. Sy was laat vir haar eerste Zoom dansles in ons huis. Sy het nêrens heen te gegaan het nie. So hulle is net altyd laat. Ekskuus, ek het nou vreeslik pad aan my keel. Tweede boompie is ons palmboompies, vrolike, helder kindertjies. Hulle is sulke mensmagnete. Hulle is baie snaaks. So dis die nar in jou huis. En jy gaan nie dink, ek het nie 'n kans vir 'n grappie nie. Dan kom daar 'n nar in. Toe ek en Susan voor die tyd praat, toe sê sy vir my, sy wil my net waarsku, daar is 'n palm in haar huis en hy gaan dalk met 'n nar outfit hier agter verby hardloop. Met sy narklere. So hulle bak heeltyd poetse met mense. Dis die kinders, as jy op jou kwaadste is, dan kyk hulle jou so en dan kan hulle nie hulle lag aan nie. En dan sê jy, ek raas met jou, en dan sê jy, ja, maar mamma se gesig baie snaaks, as mamma se gesig rooi is. So, hulle hou van aksie. As hulle, kom ons gebruik maar die mooi Engelse woord, 'n tantrum gooi, die Afrikaanse woord, wat nie heeltemal gepas het nie. Maar as hulle lyfies op die vloer neergooi, en jy loop boor en jy loop weg, dan loop hulle agter jou aan. Tot hulle sien, jy kyk vir hulle, en dan gooi hulle verder hulle tantrum. Met hulle is die trane en die drama en die lag nooit ver uit mekaar uit nie. So die trane sit so, dan lag hulle weer uit hulle magies uit. Ons derde boompie wat ons kry is ons roosbome. Dis ons generale. Ek het 'n roosboom in my huis en ek het op 'n stadium vir haar gevra, ek vra so elke keer in 5 jaar vir haar dieselfde vraag. Dan sê ek, wat maak jou die heel kwaadste? Dan sê sy, as niemand in die huis luister vir my nie. So hulle word gebore met, ek is die baas en niemand in my huis kan lees nie. So hulle is hierdie kwaai generale wat dinge moet op hulle manier gebeur. Haastig, vinnig, hulle jaag die mylpale. Duidelik nou nog sê daai stadige denneboompie. So jy dink daar's fout want nou het jy 'n vriendin met 'n roosboom en jou den sit nog nie eers nie, dan hardloop die roosboom maatjie in die gang af. Hulle jaag mylpale. Hulle vra somme in die skool al in graad 1 vir die juffrou, kan hulle asseblief die register invul?
Want hulle het gekyk hoe juffrou dit doen en hulle weet hoe juffrou dit doen en hulle kan dit doen. So jy kan hulle oral heen stuur. Hulle is lyk net altyd in beheer. En dan ons laaste liewe boontjies is ons suurbome. En as jy dink aan 'n suurboom, dan moet jy nou dink aan hierdie mooi bolletjies bome wat ons kan sny en kan sê vir my hoe moet ek lyk en ek lyk so. Dis ons ernstige, meer emosionele kinders. As ons nou 'n bietjie oor suurbome en leerstyle praat, gaan ek vir jou sê hulle twee dele van hulle brein. Hulle het hierdie baie perfekte akademiese gefokusde deel en dan hierdie emosionele deel. En die groot uitdaging met hulle is om altyd die emosie en die rasioneel mooi te laat saamwerk. So dis jou ernstige babietjie, stil, rutine, vol dingetjies, daar's altyd goedjies. My kouse sit nie reg nie en hier praat ek nou nie van definitief van sensoriese integrasieprobleme nie. Maar dis daai ene wat sê my sit, my klere sit nie reg nie. Iemand het die kraag blink gestryk, nou krap hy my. Ek kan dit nie meer dra nie. Ek wou my broodjies in driehoekies gehad het en toe het mamma dit nou in vierkante gesny. My lewe is geruïneer. So hulle is vreeslik vol femies, baie ernstige kindertjies. Op laerskool begin hulle so hulle kamer in beheer hou. So hulle kaste lyk altyd beter as jou eie kaste. Alles is presies netjies. As ek nie weet waar iets in my huis is nie, dan vra ek die suurboom. Ek kan nie onthou waar ek dit gesit het nie. En dan sê sy maar mamma, dit bly mos in hierdie kas op hierdie plek. En dan loop sy en sy gaan haal dit uit, want sy het dit daar gaan bære, want sy het geweet iemand van ons gaan dit verloor. So vinnige basiese opsomming van die 4 boontjies. Jy het ook genoem dat dit, onthou temperament beteken kombinasie, mengsel. So ons is almal maar 'n mengsel van hierdie 4 bome. Dankie, ja, dis baie interessant. Ja, soos jy sê, natuurlik kan 'n kind dan nou 'n kombinasie, 'n suurboom kombinasie wees wat dan nou 'n kombinasie van haar eienskappe is. En ek dink, ek weet daar's baie onderwysers wat saam luister. Ons het 'n lekker klomp onderwysers wat Marula lesers is. So dan wil ek net sommer gou skuif na die klassituasie ter wille van hulle en ter wille van ons amateur onderwysers wat nou almal skielik onderwyseresse is. Kan jy vir ons vertel in 'n klassituasie, wat sou mens dan nou tipies verwag? Wat sal jy tipies kry by 'n den en 'n suurboom en 'n roosboom en 'n palmpie? Okay, so as jy nou in die klas is en soos ek en jy's nou 'n juffrou en hier stap jy in, dan het jy onmiddellik die ene wat na jou toe kom en sê juffrou, ek wil net weet wat gaan ons vandag doen? Hoe lank gaan dit vat? En kan ek vroeg gaan want ek het weer 'n ander aktiwiteit. So dis gewoonlik jou roosbome. Hulle is die juffrou se nagmerrie want jy het baie lank gewerk aan die werkspel. En jy het nog nie eers klaar verduidelik en maak so dat sê ek is klaar, wat's volgende? So hulle jaag die goeders af. Alles moet vinnig gebeur. Dan sit jy daar en jy dink ek het nie vir jou ander werk nie. En dan maak hulle gewoonlik moeilikheid met ander kinders want hulle is vinnig en haastig en besig en hulle maak klaar. Palmpie gaan net vir jou vra wanneer is pouse? Want hy is eintlik by die skool vir pouse. Hy is nie eintlik hier om te leer nie. Tensy dit baie lekker werd is, maar hy gaan ook vir jou sê hierdie is boring, ek het dit al in graad 4 gedoen. Die roosboom gaan dit ook doen. Hoekom moet ek dit weer doen? Dis boring. Ek is nie lus nie. Of die palm gaan met almal grappies maak en kyk waar kan hy moeilikheid maak en waar kan hy papiere in iemand se hare indruk of iets in iemand se oor wat hy plaas. Hy soek altyd plannetjies sodat dit ten minste net lekker is. Hy is nie nar in die klas. Jou suurboompie gaan heeltyd vir jou sê, juffrou, het ek reg gehoor? Juffrou, kan juffrou weer sê? Juffrou, watter kant moet my datum wees? Juffrou, links of regs? Juffrou, hoeveel woorde? En dan gaan hy by jou kom en dan gaan hy huil en dan gaan ek sê, hoekom huil jy? En dan sê want ek het 93 woorde en juffrou het gesê 85. So as jy so 'n kind by die huis ook het, gaan hy vir jou sê, maar juffrou gaan vir my 0 gee, want ek het 8 woorde te veel. Dan sal ek sê, ek dink nie jou juffrou gaan elke woord tel nie. So alles moet perfek in die blokkies wees. Hulle wil heeltyd jou aanmoediging, jy's op die regte pad, jy's okay, jy doen die regte en baie, hulle gaan ook nie klaar wees teen die einde van die les nie, want die handskrif moet perfek wees. Jy gaan sommer sien hulle pluk 'n bladsy uit en begin oor want dit was nie netjies nie en dan dink ek maar dit is nie so belangrik nie, maar vir hulle is perfek en presies en volgens die boek belangrik. En dan jou denneboompie gaan aan die einde van die periode vir jou so kyk en sê, wat moes ek doen? Juffrou kan nie lekker onthou wat ek moes doen nie. So hulle is net ons late bloomers, hulle is net so bietjie stadiger, hulle vat so bietjie langer om te prosesseer. Hulle het gewoonlik een fokus, so as iets nie vir hulle verskriklik interessant is nie, dan gaan hulle gedagtes maar net in hulle droom verder oor die lekker goeders wat daar vir hulle wag
na skool. So dis ook jou kind, juffrou, wat aan die einde van die dag nou wonder ek wonder of Lenet in die klas was vandag. En as sien jy ouma Lenet se werkies is gedoen, so Lenet was in die klas. Hulle is net daai stil kindertjies wat ons so maklik oorkyk. So in 'n klassituasie is dit min of meer 4 kinders wat jy kry. Ja, ek dink ons almal kan definitief assosieer. Ons sit hulle maar almal in die huis en in die klas. En dan sit ons nou skielik in hierdie situasie by die huis. Ek dink in 'n klas, ek sê dikwels vir vriende op die oomblik, kaal my hoed af vir my kinders se juffrouens. Ek wens ek kan hulle in die toekoms dubbel hulle salaris betaal, want ek besef skielik waarmee het my kind se juffrou elke dag te doen. Ek het nie besef wat so sterk palle my is tot ek hom skielik elke dag hier langs my het en hy langs my moet sit en werk nie. En baie ander ouers is nou ook in dieselfde situasie en ek dink miskien veral ek sonder nou die palmboompies uit omdat dit nou maar die enetjie is wat ek hier langs my het, maar miskien veral met 'n palmpie wonder mens skielik, jene, maar is hier nie dalk 'n probleem nie? Is hier nie dalk hierdie kind vir my wat eenvoudig net nie kan stil staan nie? Het ek nie dalk met 'n probleem te doen nie. So as ons nou kyk na hierdie kinders wat ons nou by die huis het en hulle sit nou hier langs jou by die tafel, wat kan ouers tipies verwag? Wat kan ek verwag van hierdie temperamentkind van my wanneer ek saam met hom moet werk en wat is normaal vir elkeen van hierdie temperamente sodat ons besef dis nie gedragsafwykings nie, maar eintlik doodnormale gedrag. Ja. So onthou jy's baie gemaklik met iemand wat is soos jy is. So die kans is baie goed daar's 'n kind in jou huis wat baie werk soos jy werk en dink soos jy dink. En jy gaan dink maar dit is hoe gewone kinders lyk. En die vraag wat ek vir jou vra is hoe lyk normaal dan eintlik? Want elkeen van hierdie temperamente se normaal lyk so bietjie anders. So kom ons begin by die denneboompies. Onthou jy daai kindertjies wat ek vir jou gesê het, stil, rustig, hulle vra so min van die lewe. Hulle is maar net. In die klas is hulle ook maar net en hulle is meeste van die tyd onsigbaar, want ons stop nie en ons doen nie genoeg moeite met so 'n kind nie. Nou jou denneboom by die huis gaan heel waarskynlik floreer. Daai kindjie gaan heel waarskynlik dink of tiener gaan dink, ek wens dit kan vir altyd so bly. Dit was nog nooit so lekker om skool te gaan nie. Onthou van ons skielik geen druk nie. Denneboompies hou nie van kwaai mense nie. Kwaai, haastige, vinnige, ongeduldige mense is vir hulle baie sleg. Hulle lyk soos 'n haas, wat as jy ry en skielik sit daar 'n haas in die hoofligte, so lyk jou denneboomkind met hierdie vreeslike gedrewe, haastige, vinnige, besige ouers. Nou is daai den by die huis, hopelik is baie van die druk af. Ek het 'n den kombinasie en ek sien met haar, sit sy nou die hele dag. Sy sit die hele dag en sy werk bietjie, dan staan sy op, dan loop sy bietjie en dan kom gee sy eers vir almal 'n druk. Sy neem net register of almal nog by die huis is en of almal nog op hulle plekke is, almal korte druk, dan gaan sy terug en sy gaan werk bietjie verder. So vir hulle is dit verskriklik lekker. Sy het ook al vir my gesê, sy dink, dit sal dan baie lekker wees om 1 week by die huis te wees en 1 week by die skool, want die ander deel van haar is 'n palm. So sy wil so 'n bietjie gaan speel by die skool, maar dan net rustig by die huiswerk. En as ek vra hoekom, dan sê sy, weet mamma wat, niemand kyk hoe vinnig werk ek nie. En ek hoef nooit die horlosie dop te hou om te kyk of my werk klaar is nie. So die denneboom is tipies die kind wat sommer langs jou sal kom sit en saam met jou die hele dag werk en die hele dag besig is. Miskien moet ek dit sommer nou sê, Susan, dat dennebome se ingesteldheid is verhouding. So solank hulle verhouding met iemand het, werk hulle verskriklik lekker. Maar ek dink ek en jy gaan nou 'n bietjie gesels oor die uitdagings en die behoeftes rondom dit. Okay, hoe lyk jou palmboom? Jou palmboom sit net nooit stil nie. So as jy dink aan jou eie werksplek, is jou palmboom iemand wat jy nooit in 'n kantoor agter 'n deur toemaak nie, want hy gaan nooit in sy kantoor wees nie en hy gaan nooit werk nie, want hy gaan net altyd kyk, hoe gaan dit met u almal? Wil jy ietsie eet? Mamma, waar is die sweeties? Dink mamma ons kan almal 'n sweetie kry en hy gaan net dit lekker vir almal probeer maak. Hulle is nogal vir ons 'n uitdaging want hulle sit nooit stil nie. So hulle hop ook op en af. Jy gaan sien hulle beweeg heeltyd. Daar's altyd ietsie aan die gang waarmee hulle besig is. Kinetiese leerders, so hulle beweeg. Hulle gaan ook vir jou vra, kan ek nie maar asseblief buite op die trampolien vandag leer nie? Of kan ek eers speel asseblief? As ek al die speel uit my uit is, dan gaan ek genoeg krag hê om te werk. So hulle is ons bo-baas onderhandelaars. Hulle gaan onderhandel om uit hierdie ding uit te kom. Maak nie saak wat ek kan sê en hy gaan heel waarskynlik wen as jy nie mooi daarop bedag is nie.
Dan kry jy jou roosbome. Hulle gaan net vir jou sê, hierdie is stupid werk, hulle het dit al gedoen, hoekom moet hulle dit weer doen? Hulle gaan heel waarskynlik baie vinnig deur die werk gaan, vinnig, haastig. Ja, dis boring, dis stupid, ek het dit al gedoen. Jou roosboom voel vrede vir vrede. Roosbome gaan iemand soek om mee te beklei in die huis. So, dis die ene wat so gaan moeilikheid soek met almal in die kamer, want wat jy moet weet van roosbome is, hulle herlaai deur moeilikheid. So moeilikheid is hulle besigheid, soos Jaco Strydom altyd sê. So hulle gaan soek moeilikheid. So of jy moet iewers vir hom iets gee waarmee hy kan gaan moeilikheid maak, of hy gaan met almal in die huis probeer moeilikheid maak, want hulle hou nogal van beklei. Baie belangrik ook dat ons dan hulle werk vir hulle so maak dat dit moeilik is, want hulle hou van moeilike goed. En dan hoe lyk jou suurboom? Jou suurboom is daai netjiese kind in hulle kamer, jy hoef glad nie vir hulle te sê om hulle werk te doen nie, hulle weet presies wat om te doen. So hulle kyk al vanaand of juffrou môre se werk opgelaai het. Dis ook die kind wat vir jou sê, kan ek asseblief mamma se foon leen, juffrou het 'n fout op haar wiskunde memorandum gemaak, ek wil net gou-gou vir haar bel en sê daar's 'n foutjie op. So hulle is jou modelstudente. En ons uitdaging met hulle is nie noodwendig die studeer nie, want hulle weet hulle moet hard werk. Ons uitdaging met hulle is die angstigheid rondom hierdie nuwe vreemde manier van leer. My oudste dogter is 'n suurboom en haar grootste vrees is dat sy iets mis. En sy sal vir my sê, mamma, hierdie aanlyn leer is vir my baie sleg, want as ek skool toe gaan, dan weet ek periode 1, periode 2, periode 3, periode 4, en ek weet juffrou het 40 minute en juffrou moet alles in 40 minute inkry. Sy sê, mamma, nou, partykeer, as ek klaar gewerk het, dan het juffrou nog wetenskap gaan bylaai en ek het dit gemis, en ek is so bang al my werk is nie gedoen nie. So dis vir hulle 'n baie onseker tyd, want hulle rotine en hulle grense is heeltemal weg. So dis 'n bietjie hoe dit in jou huis gaan lyk met jou 4 boompies. Sjoe, dankie Nantie. Ek dink is ongelooflik insiggewend. Ek sien een van ons lesers het 'n vraag gevra wat ek dink ons nou oor kan gesels. Dit sluit aan by waarin jy nou net geraak het, en dit is iemand sê dis regtig moeilik, baie van ons werk voltyds, ek is in dieselfde bootjie, ons werk voltyds en skielik sit jy hier met 'n kind langs jou wat besig gehou moet word, die werk moet verduidelik word en dan is dit dan nog moontlik 'n palmpie ook of 'n suurboompie wat heeltyd wil seker maak hy doen dinge reg. Kan jy vir ons dalk so 'n bietjie praktiese wenke gee as ons nou regtig prakties raak hieroor? Hoe kan ek elkeen van hierdie temperamente help en my dag so inrig en hulle program of hulle omgewing of wat ook al so inrig dat hulle optimaal kan funksioneer en dat ek optimaal kan funksioneer, dat ek kan aangaan met my werk en kan weet, hierdie ouetjie, hierdie palmpie van my, gaan nie 'n kans vat nie, hy werk in sy kamer en as ek gaan kyk, dan is hy buite in die boom, dit het met my gebeur hierdie week met die skootrekenaar binne in die boom, of watter omstandighede kan ek skep in my huis, sodat ek gewerk kan kry, terwyl my kind werk in 'n omgewing wat vir sy temperament ideaal is. Susan, ek dink wat verskriklik belangrik is, en dis 'n wonderlike geleentheid, onthou ons lewens was so besig, ons het gejaag op en af, en 'n ou moes tyd maak, en skielik staan jou hele wêreld stil. En met wêreld wat stil staan, is dit 'n wonderlike tyd om te gaan kyk weer na hoe lyk die fondasies in jou huis. So as ons met Immergroen kursusse doen, dan behandel ons die hele sessie oor wat ons praat van die 5 R'e. En die 5 R'e gaan oor hoe lyk die rolle in jou huis? Hoe lyk die roetines en die reëls? As ons net by roetine en reëls stop, dan gaan roetine ons geweldig baie help. As ons sê, in ons huis het ons almal nou 'n nuwe situasie. Ons almal leer dat die wêreld nie net om hulle draai nie. So ons sê altyd, as jy regtig in jou kind se lewe wil belê, dan is verhouding belangrik. En een van die belangrikste goeders oor verhouding is om vir jou kind te laat weet dat die wêreld nie om hom draai nie. Om 'n huisvergadering te gaan hou en te sê, ouens, ons almal is in 'n moeilike situasie. Ons almal moet hierdie maak werk. Hoe gaan ons huis, en maak as huis saam reëls, hoe gaan ons as huis saamwerk, sodat hierdie vir ons almal die beste werk? En as jou kinders kan inkoop by, vir 'n uur lank werk ons almal in ons huis, en dan breek ons, en dan doen ons iets lekker, veral vir jou palmpies. Kyk of jy dalk 'n oggendroetine kan begin, palmpies moet beweeg voor hulle werk, al is dit net vir 5 minute. So, miskien is dit 'n baie goeie idee, om as jy hierdie besige palmpies het, of laerskool, jong kindertjies nog,
om 4 of 5 keer om die huis te hardloop. Of om almal op die trampolien te kan spring. Ons mag maar almal vir ons 'n kaartjie koop na die Palmpies se Hawaii, lekker vreugdevolle eiland. Ons almal het daai bietjie vreugde en lekker in die lewe nodig. Dis vir ons almal goed om te ontlaai, om te sê goed. Voor ons oggend begin, hardloop ons 'n paar keer om die huis, ons doen 'n paar oefeninge, begin sommer in jou huis 'n opstoot, 'n push-up in Engels, uitdaging, om te kyk wie kan die meeste push-ups doen in 'n minuut, en die meeste sit-ups, en sommer bietjie, dis baie goed vir bloedvloei, dis baie goed net bietjie vir ontspan, almal, jou suurboom gaan vir jou sê, ek wil nie, dis nog beter vir hulle, om bietjie saam te oefen, almal in 'n kamer in, en ons sê, kom ons stel 'n wekker, vir die volgende uur, werk ons almal hard, almal het hulle werkies, so ek sê altyd, as jy 'n halfuur van jou oggend vat en mooi beplan, en almal weet wat hulle moet doen, dan gaan dit in jou huis beter gaan. So as daar spesifieke roetines is, dat almal weet, vir die volgende uur het mamma 'n belangrike vergadering, niemand mag nou hier inkom nie. Ek het wonderlike raad by iemand die week gehoor wat gesê het, sit vir jou 'n vel papier langs jou rekenaar neer, of plak hom teen jou deur, en sê, van 9 tot 10 mag niemand aan hierdie, Susan, soos wat jy nou gesê het, niemand mag eers aan die handvatsel van die deur raak nie. Maar jy kan vir my enige iets neerskryf op die deur, wat vir jou sleg of belangrik is, of wat jy wil hê ek moet adresseer. En ek beloof vir jou, as my wekker afgaan 5 voor die uur verby is, gaan ek kyk wat staan op hierdie wit papier, en ek gaan daaraan aandag gee. En dan moet ons by ons woord hou. So ons ja moet dan ja wees, en ons nee moet dan nee wees. Met die kleiner kinders is dit bietjie moeiliker. Hulle verstaan nie, veral as dit kleuterskoolkindertjies is. 'n Goeie plan is om dan te sê, kom ons huis is 'n span, so kom ons werk in skofte. As daar 'n bietjie 'n ouer boetie of sussie is, om te sê, okay, vat jy die volgende skof, die volgende uur by boetie en sussie, dat mamma kan werk, en dan vat pappa oor, en dan werk jy weer. So probeer om dit in te deel, want anders beklei ons. Dis soos om te wit water roei. Ons beklei teen die stroom, en op die einde val ons almal uit. Terwyl as ons sê, kom ons kyk hoe kan ons hierdie mooi indeel, sodat almal 'n beurt kry om te werk, dan moet dit in ons huise beter gaan. En ons kinders moet leer, die wêreld draai nie om hulle nie. Ons kinders moet leer, mamma en pappa het nog gewerk. Gelukkig kan ons by die huis werk, maar ons moet saam hierdie waardeur die drif sleep. En dan 5 uur vanmiddag, as jy klaar gewerk het, dan kondig jy aan, mamma se werksdag is nou verby. Pappa het nou klaar gewerk. Wat gaan ons nou doen wat lekker is? Nog ietsie wat baie help, is om te probeer om nie so baie nee te sê. Sê eerder ja. So as hulle nou inkom en sê, mamma, kan mamma saam met my trampolien spring? Dan sê jy nie, nee, kan jy sien ek is op my rekenaar nie. Sê ja, kom ek stel jou horlosie, dan stel die mikrogolf vir 10 minute, en as mamma hoor die klokkie gaan af, dan kom spring ek saam met jou. So dis altyd ja, met eintlik die nee se antwoord, net op 'n beter manier gestel. Of jy kan sê, ja, pappa wil saam met jou cricket speel. Sit so lank die cricketbat en die bal hier voor my deur neer, laat dit my kan herinner, as ek nou die foon neersit, dan kom gooi ek 10 balle saam met jou buite. So, Susan, ek sê, iemand sê, wat doen ek met my suurboompie en haar angs? Dis, as ek soms 'n bietjie kan praat oor uitdagings, het ek nou al genoem dat die palmboompie se grootste uitdaging is, hulle wil nie stil sit nie. So maak seker dat as hulle werk in die kamer, dat daar ietsie is om te speel. Klei is wonderlik. Klei, of hulle speel ons nou met hierdie gloop, noem hulle dit. Baie van hulle moet ietsie in hulle hande hê. Jy kan vir hulle op 'n skingbordjie meel neersit en sê, okay, jou spelwoorde, skryf vir my al jou spelwoorde in die meel en vee af en probeer oor. So dis vir hulle belangrik om of op 'n groot bal te sit om heeltyd beweging te hê. Jou roosboompies gaan jy moet sê, ek weet dit is simpel. Ek weet jy het dit al gedoen. Ek weet ook nie hoekom het jy die geskiedenis leer van 1824 nie, maar dit leer vir jou 'n wonderlike vaardigheid aan om inligting te kan memoriseer. Dit leer vir jou 'n vaardigheid aan om baie keer goeters te kan doen wat jy nie eintlik wil doen nie. So dis 'n goeie vaardigheid. So kom ek stel 'n wekker en dan kyk ek hoe vinnig kan jy die werk klaarmaak.
Want hulle gaan vir jou sê, nee, ek is nie lus nie. Want hulle hou van kompetisie. So laat hulle kompetisie hou teen spoed. Kyk hoe vinnig kan ek dit klaarmaak. Kyk hoe netjies kan ek dit klaarmaak. Met ons suurboompies met die angs, moet ek dit vir hulle kalm en rustig maak. So ek gaan in en ek sê, kom ons praat van 'n papieranker. So vir jou suurboom sit jy 'n papieranker langs aan neer en sê, okay, kom ons skryf neer, wat is die 4 of 5 goed wat jy vandag moet doen? Mamma sit by jou, want ek het gesê van daai halfuur, wat jou baie tyd gaan spaar aan die einde van die dag. So mamma sit, okay, jy moet die wiskunde doen, kom ek skryf dit vir jou neer op 'n papier, want dis baie moeilik om hier te sien, daar te werk, jy mis die werk, veral ek weet, my kinders werk op Teams, en almal kan praat op tussenin, so baie keer verloor hulle die juffrou se boodskapie, so ek sal sê, okay, kry jou werk, kom ons skryf dit neer op 'n papier, want nou kan ek dit sien langs my, dit anker my, en wat baie lekker is, ek kan dit doodtrek, en dan kan ek sien, hoe vorder ek deur my dagse werkies. Wat jy ook met haar doen, is moet nooit vir haar sê, sy maak verkeerd nie. Ons kan nie vir hulle weet hulle is verkeerd. Hulle dink hulle is hulle punte. Hulle dink hulle is hulle werk. So sê eerder, ek kan sien jy het fantasties gespel. Ek kan sien jy ken al jou spelwoorde. Ek wonder of jy kan sien waar is 'n woordjie wat nie heeltemal lyk soos hy moet lyk nie. En dan kan jy sê, ek dink in hierdie rytjie. So laat hulle dit self ontdek, want dan voel hulle minder soos 'n groot flop, as wat jy sê, hier's 3 spelwoorde wat jy verkeerd gespel het, jy sal moet oorbegin. So met hulle angstigheid gee ons vir hulle struktuur, ons gee vir hulle roetine, ons sê vir hulle hierdie 3 werkies, wat baie help, is om vir hulle groot perspektief te gee. So as hulle sê, ek kan niks doen nie, dan sê ek altyd, okay, bring jou boek. Dan sê ek, hoeveel wiskunde somme kan jy nie doen nie? Nee, 2. Dan sê ek, hoeveel moes jy doen? Dan sê sy 30. Dan sê ek, net 2 uit 30, dis dan baie min wat jy nie kan doen nie. So eintlik ken jy al jou wiskunde, jy sukkel dalk met hierdie bietjie 2. So ek help vir hulle om so 'n bietjie van die emosies ontslae te raak. Sodat hulle net kan diep asemhaal. Dit help, 'n koppie tee help altyd as hulle bietjie groter is. Sommer 'n loop met hulle help dit. Sit, kom ek kan ek jou druk gee. Sê ek weet jy kan dit doen. Loop dan uit. Los en sê as jy my nodig het. En jy is in 'n vergadering sê stuur sommer vir my 'n WhatsApp, ek kan jou lekker op WhatsApp antwoord. En moedig altyd aan. Want die angstigheid is maar altyd 'n storie met hulle. Okay. En ons denneboompies se grootste uitdaging is die spoed. Want ons is almal in die rotresies en die dennebome sê klim uit die rotresies uit. Ek is nie deel van 'n rotresies nie. Jou dennebome gaan jy moet onthou, hulle gaan net genoeg wil doen om uit die moeilikheid uit te bly. Hulle weet waar's genoeg. Ek dink ek beny hulle om te sê ons doen net genoeg. Kom ons doen net genoeg. Ek het 50%, ek verstaan 50%, ek verstaan 60%. Die res is eintlik maar 'n bietjie van, ek kan ietsie anders gaan doen wat lekker is. So, ons moet ruimte maak vir daai rustig. Hulle wil nie oorpresteer nie. Jou standaard gaan nie hulle standaard wees nie. Hulle gaan presteer op hulle eie standaard. En maak dan seker dat die inhoud vir hulle relevant is. Sodat dit wat hulle leer van toepassing is. Hulle moet ook kan weet, dis hoekom ek dit weet, want dit help my om beter te dink, en dit help my om beter besluite te neem. Denneboompies het gewoonlik 1 belangstellingsveld, 1 of 2. So hulle kyk nie baie wyd nie, hulle kyk hierso en hulle wil alles weet oor perde. Of hulle wil alles weet oor cricket. En kyk dan dat dit wat hulle doen, of jy dit kan intrek by wat ook al hulle belangstellingsveld is. Ja, Nantie, ek wil sommer aansluit by daai een met 'n vraag wat 'n leser gevra het, dit wat jy nou net gesê het, en dit is dat baie keer bots ons eie temperamente met ons kinders in, nê. Ek is dalk 'n roosboom en vir my is prestasie belangrik en dit is vir my belangrik dat my kind elke liewe vraag reg moet antwoord of die heeldag gestruktureerd voor sy tafel moet sit en hard moet werk en dan is ek geseën met 'n palmboompie wat die lewe baie interessant maak en wat glad nie belangstel in rotine nie en nie ingestel is op prestasie nie. Hoe maak ek as ouer en my kind se temperament met mekaar bots? Hoe hanteer ek so 'n situasie? Die heel eerste ding wat jy moet doen is jy moet ons kontak by Immergroen Ouerskap. Want dis hoekom ons daar is. Ons
doen wonderlike kursusse waar ons ouers bemagtig om te sê, maar dis jy en dis jou kind. En kom ons bou 'n brug tussen julle twee. As ek vir jou bietjie kan gom gee, ek gaan sommer net so 'n paar punte neem oor, hoe lyk die gom, as jy agterkom, maar ons temperamente verskil, ons verskil regtig baie. Ek is hierdie dinamiese, gedrewe roosboom, vinnig, haastig, besig, ongeduldig. Ek wou dit al gister gedoen hê, en skielik word jy geseën met hierdie liewe, dierbare denneboom, wat net wil verhouding hê, en wat rustig is, en wat nooit weet waar is jy goed nie. En soos ek sê, ek het regtig al, dan sit ek in die kar, toeter, dan kom sy dan sê sy, kry nie my dansklere nie. Dan dink ek, maar ek het jou 'n uur, ek het jou 'n halfuur terug gewaarsku, vooraf waarskuwing. Dan sê sy, ja, maar sy het eers bietjie die hond gevryf, want die hond het bietjie liefde nodig gehad. So hoe doen mens dit? So kom ons kyk bietjie. Wat is die gom in die verhouding met ons dennebome? Met jou denneboom moet jy bereid wees om tyd te belê. Ek sê altyd vir die mense, wanneer doen jy dit vanaand as almal slaap? Of almal in die bed is? Dan sê jy, okay, ek gaan nou my roosboom pakkie uittrek, of my palm, besige palm, of my suurmondering wat net so bietjie alleen gelos wil word, en wil herlaai en bietjie wil lees. En ek gaan by my denneboom lê in die bed. En niks sê nie. En nog 'n bietjie niks sê nie. En nog 'n bietjie niks sê nie. En ek gaan sommer uitvind, wat is sy liefdestaal? Is dit ruggikrap? Is dit styf vashou? Is dit handjies vryf? Is dit sommer net daai lekker diep druk? En as jy bereid is om 12 tree vorentoe te stap, dan gaan jou denneboom 1 tree vir jou gee. Denneboom is ongelooflike wyse mense. Maar dennebome sê, ek het parels van wysheid, maar ons gooi nie ons parels vir die varke nie. So as jy bereid is om met my moeite te doen en bereid is om stil en saggies, nie met jou vinnige haastige spore nie, saggies in my wêreld in te kom, dan gaan ek my wêreld met jou deel. So dis baie tyd, dis baie verhouding, dis baie 1 tot 1, net wees, niks doen nie, net wees. En dan, soos ek nou gesê, daai een ding. Gaan grawe in daai geskenkpakkie tot jy daai een ding kry. Want hulle maak so. Hulle is sulke gematig. Dalk nie jy koop die ballet uitrusting en jy ry na die balletklas toe en jy druk sussie tot voor en sê, dans sussie, dit gaan lekker wees nie, dit gaan ook werk met 'n palmboom. Die denneboom gaan haar penworteltjie so diep indruk en jy gaan haar nie gemove kry nie. Jy gaan net sê, So jy gaan soek daai een ding en jy grawe. En jy gaan soek. En as dit cricket is, dan maak jy seker dat dit die beste cricketspeler is wat jy kan grootmaak, want dis sy belangstelling. As dit musiek is, dan ry jy vir haar agter die musiekgoed aan en jy luister na al die musiekstories. So gaan soek daai een ding en gaan doen moeite. So die gom is tyd. En vir ons klomp wat haastig is, kan hulle vir ons baie leer. Van stop, die wêreld kan maar aangaan, ek klim so bietjie af. Wat doen ons met ons suurboompies? Ons suurboompies maak ons vrede met die emosies. Want dis nogal baie keer vir ons oorweldigend. Veral as jy 'n palmboom is en jou lewe is eintlik maar bietjie Hawaii. En jy het altyd 'n lekker mengeldrankie in die hand en die lewe is 'n lied en jou glas loop altyd oor. Hy's nie eers half vol nie, hy loop altyd oor. Nou het jy 'n suurboompie, die glas is nie eers half leeg nie, hy's net altyd dol leeg. Ek onthou, ek het so 'n bietjie suur in my eie temperament en op 'n stadium het ek 'n vreeslike slegte afdag en toe die trane so oor my wange loop, sê ek vir my man, jy moet saam met my in die gat afklim. Toe sê hy het regtig nie vandag krag nie. Kan hy asseblief van bo af vir my waai? So wat ek bedoel daarmee is, jy moet maar partykeer in die gat afklim en gaan sit. So Corlia, wat jy doen is, as daai angs op is, as jy wil jy op my skoot sit, al is sy 16, kan ek jou 'n bietjie vashou? Kom ons dink sommer 'n bietjie oor, vat haar uit die situasie uit, kom ons dink bietjie oor lekker goed, wat was die lekkerste ding wat jy nog ooit gedoen het? Kom net weg van
al die presteer en die lysies wat gedoen moet word en gee net ruimte vir die emosie. Sê ek hoor jou, ek kan sien dis sleg vir jou. Moenie eers sê jy lyk vir my hartseer nie, sê net ek kan sien jy's hartseer. Ek kan sien dis 'n slegte dag. En as jy 'n suurboompie in jou huis het, gaan jy weet as hulle by die skool uitstap, dan weet jy sommer of dit 'n goeie of 'n slegte dag was. En as dit daai kyk is, dan sak my moed so in my skoene. En dan sê ek niks tot ons by die huis is nie, want sy wil ook nie help vir haar sussie nie. So ek sê niks tot ons by die huis is nie. En dan maak ek 'n lekker koppie tee. En ek sorg dat daar altyd 'n sjokoladetjie in die huis is, want dit is haar liefdestaal, 'n sjokolade. En ek vat 'n koppie tee en ek sit 'n sjokolade daar en ek sê, ek is lief vir jou. Ek is daar as jy wil praat. Net dit. En dan is dit 10 minute en dan kom klim sy op my skouer en dan kom vertel sy. So dis net om te sê, ag nee man, moenie alweer huil nie. Wat help jou huil nou? Dit help niks nie. Dit laat haar net nog meer, as ek voel klaar sleg oor haarself. Dit laat hulle net nog slegter oor hulle self voel. Ons werk met die suurbome is altyd die van 'n lewensafrigter. Dis altyd een van iemand help om hulle hulle emosionele IQ op te kry. Om te onthou, ons praat altyd voor die tyd of na die tyd, moet nooit in die middel praat nie, want daar's te veel emosies. Om altyd seker te maak, daai emosionele brein is mooi onderbeheer, anders doen die rasionele brein niks nie. Okay. Wat doen ons met ons palms? Ons het pret. Susan, soos wat jy sê, as jy teetyd het, dan gaan spring jy eers bietjie trampolien. So maak seker daar is pret in jou huis. Ek het 'n wonderlike vriendin wat hier in Windhoek verlede week, toe ruil sy die hele spyskaart in hulle huis om. Toe haar seuns die oggend wakker word, toe is daar, ek weet nie wat sy geëet het nie, maar ek dink daar was 'n gebraaide hoender en aardappel en groente met witsous op die tafel vir ontbyt. En vanmiddagete was daar 'n broodjie en die aand toe maak sy vir hulle mieliepap met blou koekkleersel in, sodat dit so bietjie anders lyk. So daar's altyd 'n ander manier om dieselfde ding te doen. So draai net bietjie jou dag om. Hê net pret met hulle, maak iets lekker. Sê vandag werk ons almal op die mat om die koffietafel in die sitkamer of vir die volgende uur. Doen iets wat vir hulle lekker is. Maak net seker daar's pret. Jy dissiplineer 'n palmboom op met humor. Ek sê sommer iets soos, ek wonder hoe gaan 3 C's op jou rapport lyk of 3 D's op jou rapport lyk. Ek dink aan my jyke, ek wonder wanneer gaan jy weer. Daar, jy gaan op goed krieket speel. Ek hoop jy kry genoeg geld om eendag dat jy nie hoef wiskunde te gedoen het nie. So, ons dissiplineer altyd vir hulle met humor, want hulle hou nie van ons klomp negatiefs nie. Onthou hulle dekertjies loop altyd oor. So, pret, maak seker daar's pret in jou huis. Maar dan kan jy ook vir hom leer, daar is 'n tyd en 'n plek vir alles. So daar's 'n tyd vir pret in jou huis, maar daar's 'n tyd vir werk. En as ons werk ons hard. Maar boeta, as ons speel, dan speel ons nog harder. En met die roosbome het ek dit nou al so 'n bietjie genoem. Sorg dat daar kompetisie is. Maak dit vir hulle moeilik. Moenie vir hulle die lewe te maklik maak nie. Laat hom stoei met daai wiskunde som. Wees 'n waardige, wat sê mooi Afrikaans woord. Wees 'n waardige bestuurder van jou huis. Want as jy daar gaan kom sê, "Ai liefie, dink jy nie dis bietjie tyd om op te staan en mamma se hartjie bly te maak en bietjie skoolwerk te doen nie?" Hy gaan net dink, "O, loser, gaan nie vir jou luister nie." Maar as jy sê, "Dit is 8:00, dit is tyd om op te staan. Wil jy nou koffie en beskuit hê of kan ek dit vir jou oor 20 minute bring?" Gee hom 'n bietjie van 'n keuse. Wees 'n waardige bestuurder van jou huis, wees 'n waardige ma en pa, want hulle soek waardige leiers om na op te kyk. Moenie jou soveel steur aan die beklei en die grom nie. Onthou, dit is maar so 'n bietjie 'n manier wat hulle afblaas. Maar maak seker daar's kompetisie. So maak seker jy druk arm om die tafel. Maak seker jy speel kaartspeletjies en moenie aspres verloor nie. Onthou, hy soek 'n waardige wenner in die huis. So dis 'n bietjie van die gom wat ons kan doen om ons kinders nader aan ons harte te trek. Dankie Nantie, ek dink dis heerlike inligting. Ek dink ons lesers en ons luisteraars luister lekker. Ek het nou geraak so 'n bietjie aan, jy het spesifiek gepraat van dissipline en hoe dissiplineer ek die palm. Ek was 'n bietjie oor gesels, maar ek wil jou vra miskien 'n bietjie te fokus op, ek dink ons praat baie oor laerskoolkinders. Kom ons gesels 'n bietjie oor dissipline en spesifiek
As ons kyk na ouer kinders, hoërskoolkinders, hoe werk ek met my kind met dissipline? Ek dink hoe ouer hulle raak, hoe moeiliker raak dit, hoe meer beperk raak die opsies. Hoe dissiplineer ek 'n kind op so 'n manier dat sy temperament, dat dit goed vir hom werk en dat dit 'n goeie vorm van dissipline is? Dan as ons praat oor dissipline, is dit baie belangrik om 'n paar goed te weet. En die eerste een is, ons kan nooit wangedrag ignoreer nie. Want ons het 18 jaar met ons kinders in ons huis. So ek het presies 18 jaar om te vorm aan my kind. En ons definisie by Immergroen is dat ons kinders se gedagtes, denke, aksies en karakter so wil beïnvloed dat hulle selfbeheerst volwasse is. So die tyd om wangedrag te ignoreer is te kort. Dis die eerste ding. Die tweede ding wat ons moet onthou is dat straf het 'n baie klein woordeskat. So om te straf, sê net nee, jy mag nie. Maar wat dan? Ons glo daaraan dat 'n korreksie baie beter is as om te straf, want korreksie het 'n baie groot woordeskat. Korreksie, as jou roos vir jou sê, gaan uit my kamer uit, moenie my help nie. En jy praat nie so met my nie. Ek sal nie duld dat jy so praat nie. Dit leer hom niks nie, dit leer hom net wat hy nie mag doen nie. Maar as jy sê, praat weer, sê mooi, dink gou, wat is die mooi manier om vir mamma te vra om uit jou kamer uit te gaan? Ma, gaan asseblief uit my kamer uit. Of ma, ek sal maar my 'n oomblik alleen gee. So kom ons help hulle om die regte woordeskat aan te reël en nie net altyd te reageer nie. Onthou dat ons nie elke argument waarna toe ons uitgenooi word hoef by te woon nie. Ons hoef nie alle argumente by te woon nie. As jy kyk byvoorbeeld met jou roosboom tiener, hulle is gefrustreerd, hoe voel hulle beter? Hulle soek iemand om te beklei. Ek sê net, wat is daai uit die kantoor uit, out of office? Ek is nie nou hier nie, ek is nie beskikbaar nie. Dan moet ons ook onthou dat ons altyd die motief agter die gedrag moet gaan kyk. So jy moet vir jouself vra, wat het my tiener nie? Wat verstaan my tiener nie? Wat kan my tiener nie nou doen nie? Onthou die frustrasievlakke is geweldig hoog. Kan jy nou dink as jy 'n palm tiener by die huis het? Of 'n suurboom wat matriek moet skryf. Ek onthou ons het so rukkie terug wat ons op ons het iemand van ons gevra, so wat doen ons met hierdie suurboom matrikulante? Wat almal ontsteld is want my hele jaar is in sy PK. Onthou, hulle sien outomaties ingebore die negatief. Is om te sê, wat het sy nog nie? Sy het nog nie die emosionele intelligensie om te besef dat hierdie gaan verbygaan nie. Sy het dalk nie die woordeskat om haar frustrasie uit te druk nie. So ons vra altyd in 'n dissipline situasie, wat het my kind nie? Wat verstaan my kind nie? Of wat kan hy nog nie self doen nie? En dan gaan kyk ek na die hart agter die gedrag. Om te sê, is hierdie gedrag spanning? Is dit net regtig ongeskik? Is dit dat daar dalk nie in ons huis genoeg roetine is, dat almal veilig voel binne die grense nie? Wat is dit wat kort om hierdie gedrag aan te spreek? As ons oor dissipline praat, kan ek met jou nog 2 ure praat. Miskien moet ek net dit sê, dat ons praat by Immergroen van aspres ongehoorsaam. Hierdie regtig rebellie gedrag is so 'n klein deeltjie van dissipline. En ons almal dink ons moet op een spesifieke manier dissiplineer en ons moet hard praat. As jy vir jou denneboom of jou suurboomkind gaan skree, gaan hulle in elk geval nie vir jou luister nie, hulle maak iets so. Niemand is by die huis nie, ek moet myself beskerm, iemand skree, ek kan niks hoor nie, ek kan niks hoor nie, ek kan niks hoor nie. En vir al die tieners waar die spanning nog meer raak. So gaan vra vir jouself, wat het hy nie? Het hy dalk tyd met my nodig? Stop eers en sê, hierdie dissipline situasie wat nou vir my so erg is dit regtig my kind, of is dit miskien ek, wat nou net uit 'n baie moeilike vergadering uitkom? En nou gebeur daar iets in die huis, en ek dink outomaties, dis my kind, maar dis nie my kind nie, dis ek wat iewers bietjie van my spanning wil ontslaan. So stop, haal asem en vra jouself, wat is die motief in sy hart? Wat het hy nie? Wat verstaan hy nie? En hoe kan ek korrigeer in plaas van straf? Antwoord dit jou vraag? Ja, ek dink definitief ja. Dankie Nantie, dis baie luister heerlik. Dis my belangrik om by nog iets uit te kom, ons tyd raak min, maar ek wil graag vir jou een belangrike vraag vra. Ek dink
Nou dat ons ouers so gekonfronteer is met opvoeding amper 24 ure 'n dag, en alles skielik in ons hande is, dink ek ons raak partykeer 'n bietjie benoud oor waarheen is my kind op pad. Ons is gefokus op die oortreding wat vanoggend begaan is, of ons is gefokus op daai wiskunde wat net nie wil regkom nie, of ons werk so hard aan gedragsprobleme wat ons dalk sien as probleme. Maar ek dink ons vergeet partykeer dat ons besig is om iemand groot te maak, en dat hierdie temperament waarmee ons partykeer so stoei, ons kind eintlik leen tot iets wat God hom bedoel het om te wees. Ons palm gaan eendag mense vermaak, en hy gaan 'n gesellige mens wees, 'n lekker mens wees, en 'n Roos gaan 'n sterk leier wees. En ek dink ons vergeet dit soms, en ek dink dit kan ons help om fokus te bou, om perspektief te bou, sodat ons nie moedeloos raak oor die uitdagings waarmee ons te doen kry nie. Kan jy ons 'n bietjie van 'n idee gee van waarheen is ons op pad met hierdie temperamente? Wat is die goed wat ons raak sien wat iets voorspel van wie ons kinders eendag gaan wees? Ek het gister na 'n praatjie ook 'n webinar bygewoon, en die persoon op die webinar sê toe, ons moet, en dit het vir my so baie sin gemaak, hy sê, ons moet ophou om ander mense te probeer beïndruk met al die aktiwiteite van wat ons kinders doen. En as ons temperament in ag gee, dan gee dit my so half 'n verkyker om te kan sê, ek sien ver, en dit maak dit wat ver is, maak dit groot en naby. So in plaas dat ek nou verskriklik baie goed toe ry, en die grootste probleem van my dag is, hoe gaan ek binne 15 minute van een aktiwiteit na die volgende aktiwiteit kom, en te sê, okay, maar waarop kom hierdie regtig aan? Waarheen is ek regtig op pad? Wil ek iemand groot maak wat 'n klomp goed baie goed kan doen? Of wil ek sê, kom ek vat hierdie geleentheid wat ek met hierdie kind gekry het, en ons gaan grawe en ons gaan soek vir daai paar goed wat vir hulle baie lekker is. Nou as jy 'n palm en 'n roos het, gaan jy weet jy gaan ry, want hulle gaan alles wil doen. Maar dan is jou taak ook daarin om te sê, wel, ek het nou maar 'n roos, so ons gaan nou maar alles doen, om te begelei en te sê, okay, maar kom ons kies 2 of 3. Want ons begroting en ons tydsbegroting en ons finansiële begroting laat toe vir 2 of 3 goed. Anders is ons in die aande mors dood gery. En ons almal weet hoe het dit gegaan voor die wêreld gestop het en ons almal moes afklim. En om regtig hierdie tyd te gaan gebruik en te besin, wat is regtig belangrik? Ek sien met my kinders, en in hierdie tyd toe ons nou baie tyd het, toe sê ek sommer vir elkeen van hulle moet by Toltrees een van die profiele gaan invul. My oudste dogter is 12, so sy kan al 'n tienerprofiel doen, die ander een is 10, so sy kan 'n kindertoets doen, en ons wonderlike aanlyn toetse wat ons aanbied. En die oudste enetjie toets toe heeltemal suurboom, omtrent heeltemal suurboom, en een van die karaktereienskappe van 'n suurboom, en een van die goed waarmee hulle goed doen, is hulle is geweldig musikaal. Hulle het die vermoë, nou dink bietjie as jy nou 'n musiekinstrument moet leer. 'n Palmpie gaan dit nie doen nie. Dit is heeltemal te vervelig om elke middag agter die klavier te sit en toonlere op en af te oefen tot dit by jou ore uitloop. Maar die suurboom het daai vermoë. Hulle is gewoonlik wiskundig goed. Hulle is musikaal goed. So, en ek praat met haar en ek sê vir haar, wil jy, is daar nog ietsie wat jy wil doen? Toe sê sy, weet my mamma, as ek my skoolwerk kan goed doen en my punte kan goed wees en ek kan klavier speel, is dit genoeg vir my. En dan moet ek ophou rondkyk na al die ander mammas wat middag na middag by 4, 5, 6 aktiwiteite is. Want dit gaan nie in my huis so werk nie. En dis haar toetsie invul, dis daar een vraagie wat sê, ek is tevrede om minder as ander mense te doen. En toe moet ek dink, is ek as mamma tevrede dat sy minder as ander mense doen. Want dis haar lewe. En ek moet haar begelei na volwassenheid wat die plan is wat God vir haar lewe het. En dan toets sy aan die een en sy toets 'n palm en 'n den en al wat sy wil doen is dans en wat ek nie eers by die palms gesê het nie, 'n ander manier om te leer. Sy leer, sy vat die foon en sy maak 'n videoetjie. Sy maak 'n video van al haar wetenskap en dan kom wys sy vir my hoe is die wetenskap op 'n video. Dis dieselfde manier as 'n ander manier om presies dieselfde ding te doen. Gaan ek haar nou klavierles toe aanry omdat sy daar moet weet? Sy wil nie daar wees nie. Sy gaan nooit daarin goed wees nie. Maar kom ek gebruik daai kreatiewe temperament van die palms wat wonderlike goed uitdink, wonderlike stories uitdink. En kom ek begelei haar om haar roeping te kry. En ek sê altyd vir hulle, kan nie wag om te sien wat die Here met jou lewe gaan maak nie. My werk is om saam met jou te grawe, om te kyk wat die Here in jou lewe gaan doen.
En ek dink dis ons rol as ouers, om op te hou met die groepsdruk van wat die wêreld van ons verwag. Waar moet ons nou sit in die voorste ry by die netbal en dan moet ons jaag en ons moet hier sit. Dis nie nodig nie. En ek dink nie God verwag dit van een van ons nie. Onthou, jy maak iemand anders se ma groot, jy maak iemand anders se pa groot. Jy maak eendag iemand anders se baas groot. Ek sê altyd, ek maak my kleinkinders se ma groot en ek wil hê hulle ma moet 'n goeie job kan doen. Dis my kleinkinders, ek gaan mooi na hulle moet kyk. En dan help dit my kop op te tel van die hier en nou. En hulle kan nie nou skool toe gaan nie en alles is nie mekaar en gaan hulle die jaar kan klaarmaak en dit help my kop op te lig en te sê, wat is die langtermynperspektief? Want as dit oor 5 jaar van nou af nie gaan saak maak nie, moet ek nie meer as 5 minute daaraan spandeer nie. Dis nie belangrik nie. Tel jou kop op en dink, wat kan ek in hierdie tyd aan my kind inbou? Ja, want wiskunde is goed, maar wiskunde is nie belangrik nie. Jy kan hierdie briljante wiskundige hê, maar dit kan 'n ongeskikte mens wees. So wat wil ek in my kind inbou? Wat is die karaktereienskappe wat ek in my kind wil sien? Wat is die erflating wat my kind wil los? Wat vir generasies hierna nog steeds 'n ego gaan maak? Dankie Nanti. Ek het 'n laaste vraag. Ek dink daar's baie ouers en baie luisteraars en kykers daar buite wat wie se nuuskierigheid nou net geprikkel is. En ek dink mense sit ongelukkig nou in die situasie. Ek wens ons kon nou vir hulle sê hulle moet so gou as moontlik 'n immergrond kursus bywoon. Ongelukkig is dit nie nou moontlik om noodwendig 'n fisiese kursus by te woon nie, maar ek weet julle doen ook aanlyn kursusse en daar's ook aanlyn hulpmiddels beskikbaar. So as jy dalk vir ons in 'n neterop kan sê, ek dink daar's baie ouers wat graag meer sou wil weet. Waar kan ouers meer uitvind? Waar kan hulle dalk 'n aanlyn kursus doen? Vertel ons 'n bietjie daarvan. Ek wil jou eintlik jou hande vat en vir jou sê, moet asseblief nie alleen sukkel nie. Ek is een van meer as 1000 dink fasiliteerders wat reg oor die wêreld sit wat immergroen kan doen. Daar's hoeveel van ons, daar is in jou dorp, ek kan jou amper waarborg in 'n radius van 100 km om jou is daar 'n fasiliteerder. Daar is iemand wat opgelei is met Toltrees. Ons kan vir jou help met die toetse. As jy gaan kyk op ons webwerf by www.evergreenparenting.co.za, gaan jy die fasiliteerder in jou area kry. Dieselfde by toltreestraining.com. Jy gaan 'n fasiliteerder kry. Jy kan gaan kyk op ons Facebook bladsy. Jy kan sommer net vir my 'n boodskap stuur. Ek is admin van daai bladsy, so as jy vir my 'n boodskap stuur, gaan ek vir jou verwys na die regte persoon toe. Ons het nie gedink en oorgedink oor ouerskap in hierdie tyd. En ons het 'n wonderlike span by Immergroen wat binne 'n kwessie van 'n maand die hele kursus aanlyn bekend gestel het. So jy kan nou met jou pyjama broek en jou glas lemoensap, want jy het nie nou 'n glasie wyn nie, kan jy in die aand 8uur by ons inskakel en saam met ons kursusse doen. En ja, dis beskikbaar. Ons is besig met maandaande het ons wonderlike praatjies tans aan. Ek het maandag aand gesels oor 'n geestelike erflating, oor so 'n bietjie wat ek nou met jou gesels het oor dit wat ek los vir die nageslag. Volgende maandag aand praat Hetty Brits op Immergroen se webwerf oor dis 'n Engelse praatjie met die onderwerp van resilience, building grit in a time of a pandemic. So hoe kan ons daai vasbyt in ons kinders inbou? Ons het gesprekke wat opgelyn is oor egskeiding. Hoe navigeer ek as 'n enkelouer egskeiding? Hoe maak ek dit mooi? Ons het wonderlike praatjies, dis alles op ons webwerf op hierdie stadium. Daar's heeltyd goed aan die gang op Immergroen en Toltrees om ouers te bemagtig, want jou kind kom met 'n handboek. Ek het vir jou wonderlike nuus, daar is 'n handboek. Daar is raad, daar is hoop. En dit is nader as wat jy dink. Klik van 'n knoppie weg. So ek wil sommer sê, as jy met my wil kontak maak, so ek gesê, gaan kyk sommer op Evergreen se Facebookblad, of jy kan vir my 'n boodskap stuur by Namibia, Engels, Namibia, at evergreenparenting.co.za, en jou e-pos en jou vraag sal in my inbus beland, en ek kan jou dan sommer antwoord daarop, of jou verwys na die regte persoon toe.
Baie dankie. Dit was 'n heerlike gesprek. Dankie vir al jou wysheid en vir al jou raad, Nantie. Dankie dat julle ouers bystaan in 'n tyd wat ek dink vir almal moeilik en uitdagend is. Ek hoop ons luisteraars en ons lesers het lekker gelees. Ons gaan 'n verwerking van hierdie onderhoud in 'n teksformaat ook op Marula laai so binne 'n dag of wat. Ons gaan net 'n joernalis kans gee om 'n storie te skryf en hierdie video is dan nog steeds na die tyd beskikbaar, so mense kan gerus dit weer kom kyk as hulle dalk iets gemis het. Dankie vir jou tyd, Nantie. Ek hoop jy het 'n heerlike dag verder. Dankie Susan, geseënd vir julle ook. Dankie.